Vader, die woord is oop voor ons. Ons vra dat U ons gedagtes nou sal rustig maak. Here, is 'n tyd van afsondering wat ons hier het. Is 'n tyd wat ons wil kom vra dat U vir ons sal leer. Dis 'n tyd dat ons kan stil staan by hierdie groot gebeurtenis, die grootste gebeurtenis van alle tye, die geboorte van Jesus. En dankie dat ons U woord het en die Gees het, en ons wil vra dat U ons nou sal lei en leer. Amen. So Jesaja skryf in Jesaja 9 vers 1, hy sê, die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien, en oor die wat in 'n donker land was, het 'n lig geskyn. So julle nou dink gou oor die donker, en ek weet baie van julle sal nou nie sê, dit is nie so nie, maar wie van julle is bang vir die donker? OK, 3. Ek is ook 'n bietjie bang as ek in 'n steegie moet loop en daar's nie ligte nie. Net 'n bietjie, nie baie, maar ek is ook 'n bietjie bang. En dan wonder ek maar, toe ek nou voorberei, dink ek maar hoekom is mense bang vir die donker? Wat sal julle sê? Hoekom is jy bang as jy daar instap? Jy kan nie sien nie. Dis onseker, né? Dis eintlik wat dit maak. Jy kan nog steeds sien, want jou oë is nog daar, maar jy kan nie sien wat lê vir jou voor nie. Jy weet nie of daar 'n gat in die pad is nie. Jy weet nie of iemand om die hoek jou gaan kom vang nie. So dis deel van die bangheid vir die donker. So die volgende vraag wat ek julle wil vra is, maar hoekom is 'n mens bang vir gevaar? Want ek het nou net gesê, daar's gevaar. So hoekom is mens bang vir gevaar? En ek dink die logiese gevolgtrekking is, jy wil nie seer kry nie. Jy wil nie seer gemaak word nie, jy wil nie gerop word nie, jy wil nie geslaan word nie, so jy is bang vir seer kry. En hoekom is 'n mens bang vir seer kry? Want in ons wese, dis eintlik soos ons geprogrammeer is, soos mense geprogrammeer is om te lewe, wil ons nie seer hê nie. Ons wil graag gelukkig wees, ons wil graag vrede hê, ons wil graag hê dat alles met ons goed gaan. So dis hoekom mens bang is vir die donker, maar daar's gevaar en jy wil nie gevaar hê nie, jy wil nie seer kry nie, want ons wil gelukkig wees. Nou op 'n geestelike vlak, as jy nou gaan kyk wat Jesaja hieroor skryf, dan daar's daar 'n geestelike donkerte in die lewe van God se volk. En jy moet miskien moet jy bietjie dink aan jou geestelike lewe vir die oomblik. En daarom het ek net gesê, Kerstyd is so 'n stilhou plek waar ou rustig raak en jy net weer fokus oor die lewe. En ek wil regtig bid die hele tyd wat ons nou praat oor die woord, dat jy sal dink daaraan. Ek het 'n tyd van stilte nodig, want ek dink baie keer is die geestelike duisternis of emosionele duisternis baie keer vir ons voel aan. Dis vir asof ons die hele tyd gekonfronteer word met die gevare van hierdie lewe, nie net fisies nie, maar emosioneel en geestelik. En as jy dan bang voel, as jy bang is of onseker is oor jou geestelike lewe, in die sin van dat, ek weet nie, hoe gaan ek dit môre maak nie, emosioneel is ek dalk in 'n put, dan is ons by die regte plek. Want as jy deur die Bybel gaan lees, en dis die amazing storie van God, dwars deur die Bybel, is God eintlik besig om mense wat op 'n verkeerde geestelike plek is, mense wat emosionele las is, om vir hulle te help. Dis die storie van die Bybel. Oral kom God en hy sê, ek gaan uitreik na die mense toe, want die mense kry swaar. Ek gaan vir hulle kom help, ek gaan vir hulle Jesus stuur. So God se hele fokus is om te sê, ek wil hê dat julle gelukkig sal wees. Daarom is die Bybel geskryf. Daarom is die woorde in die Bybel. Want hoor wat sê hy verder. Die volk is nou in 'n ballingskap weggevoer en nou sê hy, maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. Nou ek het vir myself probeer uitmaak oor die donkerte en hoop, want vanoggend praat ons eintlik oor hoop. Nou hoop is nie die hoop wat jy hoop dat jou span wen of jy hoop jy kry die werk nie. Hierdie hoop is 'n vaste hoop wat gegrond is in Christus. So duisternis vir my is sinoniem met hooploosheid. Wanneer jy in geestelike duisternis is, het jy nie hoop nie. En dis hoekom Jesus kom en hy sê, dis hoekom Jesaja kom en sê, maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker wees nie. Ons het nou 'n lied gesing, daai lied wat ons gesing het in die begin, sit dit gou vir my daarop. Kyk, lees wat staan daar. In die donker het ons gewag, sonder hoop, sonder lig. En na U het ons gejaag. Kan jy dit indink, dat God na ons jaag,
met genade in sy oë. En dis die prentjie wat ek wil hê, jy moet vanoggend oor Kerstyd begin kry. Wanneer ons besig is met Kersfees se voorbereiding, is dat daar's 'n God wat sien hoe jy leef. En miskien is jy vandag 100% okay. Maar as jy dalk nie vandag 100% lekker is nie, emosioneel en geestelik nie, dan kom God en hy sê, ek in donker waar jy is, sonder hoop en sonder lig, jaag ek met genade in my oë na jou. En dis eintlik die hele storie van Kersfees. God wat hoop bring, wat genade bring, wat jou eintlik jaag met genade. So ek weet nie was jy op die oomblik emosioneel, geestelik nie. Miskien is jy by 'n punt waar jy voel maar, wow, hier goed is net te veel vir my. Miskien voel jy op 'n punt waar jy kan sê, ek het nie meer vreugde nie, my vreugde is gesteel. Dan bid ek regtig dat jy vanoggend en die Kerstyd sal sê, Here, maar ek hoor in 'n land, in 'n mens waar daar duisternis is. En die duisternis wat ons oor praat is ook oor sonde. Goed wat jou vashou, goed wat jou vasbind. Hy sê uit God, en dis wat God sê, het hy afgebuig en vir ons lig gebring. Dan gaan Josaja verder en hy vertel die storie so. Hy sê vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers. En ek wil net eers stop by daai heers. As 'n mens dink aan heers, dan kan mens twee goed daar byvoeg. Ek kan nie by die Bybel byvoeg nie, maar soos ek het verstaan, is heers, met ander woorde, hy is in beheer. So dit hoor al klaar dat God sê, ek heers, ek is in beheer, maar hy heers ook, so hy is ook my Here. So as jy dit hoor, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers, hy is in beheer, hy is ons Here. En hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. En toe ek sê so voorberei, toe dink ek, maar God het daarom, hy kyk na detail. As jy net hierdie 4 goed kyk, dan sien jy in hoe detail het God Jesus se koms beplan. Hy sê in die eerste plek, hy is 'n ewige raadsman, 'n wonderbare raadsman. Die Engels praat van counsel. Hy gee counsel. Hy's 'n counselor. En as jy vanoggend dink oor jou lewe, miskien is jy heeltemal okay, maar miskien sukkel jy met iets. Dan kan jy weet, maar ek kan na God toe gaan, want hy is die ewige raadsman. Hy is die een wat raad het. Ek kan hierdie Kersfees weer gaan sit en sê, miskien is ek raad op. Miskien is ek raad op met my finansies, met my werk, met my gesondheid, met 'n kind, met 'n ouer, met 'n vriendin, wie ook al. Wat jy sê, Here, ek het nie meer raad nie. Wil jy nie vanoggend net stop en dink? Ons het 'n ewige raadsman, 'n wonderbare raadsman, wat wonderlike raad gee. Die tweede ding wat Josaja sê, is hy is die magtige God. Nou, daai 2 woorde moet jy eintlik laat regop sit. Want dis 2 woorde wat so gelaai is, want magtig en almagtig, en mens kan almagtig daarby bring, is 'n almagtige God. Dis die persoon wat sê, ek het vir julle 'n seun gestuur, ek het vir julle vir Kersfees vir Jesus, met sy geboorte, ons vier dit, Jesus gestuur, maar hy bring ons in koneksie met die magtige God. So wat in jou situasie dink jy kan so groot wees of so groot raak in die toekoms, en ek dink aan die toekoms, en jy dink aan jou toekoms en sê, maar is dalk goed wat vir my voor lê, wat is dit? Wat magtiger is as God. So, miskien moet jy ergens gaan sit in hierdie Kerstyd, dalk by die see, of as jy hou van die bos, gaan sit in die bos, as jy nêrens anders kan gaan nie, gaan sit bietjie in jou kamer en skakel net totaal af. En dink oor, ek het 'n magtige God. Maak nie saak wat met my gebeur nie, ek het 'n magtige God. Dan sê hy volgende ding, hy sê maar, hy is ook die ewige Vader. Die manier hoe Jesus dit kom voorstel, was vir hulle vreemd, Josaja dit kom voorstel, was eintlik vreemd, maar hy's 'n Vader. So dink jy nou weer in jou lewe, of dalk in die toekoms wanneer jy baie keer hopeloos voel, maar God is nie net God nie, God is nie net die God wat ver sit nie, hy is 'n Vader, en hy is soos my vader, en julle vaders, wat almal 'n expiry date het, wat een van die tyd nie meer daar sal wees, of alreeds oorlede is. God is 'n ewige Vader, en dink gou aan Vader se eienskappe, 'n goeie Vader se eienskappe, dink gou, wat sal dit wees? Dit sal sorg wees, dit sal uitkyk vir mekaar wees, of vir jou, dit gaan liefde wees, en ons weet, die hele koms van Jesus is God se liefde. So as jy dink oor God, as jou
as jou wonderbare raadsman, wat altyd vir jou raad sal hê as jy na hom toe gaan, wat jou magtige God is, wat niks gaan dit wat hy doen, niks kan groter wees as dit nie. En dan het ek 'n Vader wat baie intiem is, wat vir my sorg, wat vir my uitkyk. Dis die storie van hoop. Dis wat hoop beteken vir ons. En dan gaan hy verder, hy sê, maar hy is die vredevors. Nou, almal van julle wat hier sit, ek weet nou nie, almal seker nie, maar 99,9% van alle mense, dink ek, het hierdie begeerte aan vrede. Die wildste ou kan in hierdie wêreld leef, en as hy daar langs die pad doodgery is of 'n ongeluk gemaak het, dan sit hulle 'n kruis op, en dan skryf hulle daar rest in peace. Diep in elke mens se lewe wil jy vrede hê. En dis wat hy kom doen. Dis die boodskap van Kersfees. 'n Wonderbare raadsman, 'n magtige God, 'n ewige Vader, maar die prins van vrede, die een wat die vrede tussen jou en God kom herstel, en dit weet ons, daarom glo ons, die kruis is die teken daarvan, maar wat ook vir jou vrede bring in hierdie wêreld, in jou eie gemoed. So ek weet weer eens nie waar jy staan nie, waar jy op die oomblik met jou hoop is nie, maar dis wat Jesaja ons kom, lank 700 jaar voor Jesus kom sê, hy kom. Nou weet ons, jy het al baie Kersverhale gehoor, maar nou weet ons, dit het waar geword, want ons is 2000 jaar later. Lukas 2 vers 8 sê, daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly het, en die nag oor hulle skape wag gehou het, en met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en hulle het baie groot geskrik. Is ek gestop daar? Is net daai 2 versies, ons lees dit weer. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en hulle het baie groot geskrik. En die volgende versie, toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. So wat is die, ek wil sê die onderliggende ding van hoop, is dat ek blydskap kan hê. Ek kan bly wees, daarom as jy sê, ek is bang vir die donker, ek bang vir die gevaar, en ek wil nie daarin wees nie, ek wil nie daardeur geraak word nie, maar nou sê hy, moenie bang wees nie, want die een wat hoop gebring het, is Jesus. En hy bring goeie nuus. So, kom julle wat sing, asseblief vorentoe. Ons gaan nou staan, en dan gaan ons nou hierdie volgende lied sing, en dan bly julle staan na die lied, want ek gaan nog 'n gedeelte lees, en dan gaan ons nog 'n lied sing. So sing hierdie liedere met die gedagte, met dit in jou gedagte, ek het 'n God, wat vir my hoop bring, en ek wil hoop hê. Kom ons staan en dan sing ons.
bly net so staan. Ek gaan verder in Jesaja lees, maar ek wil regtig hê jy moet hoor, hierdie is vir my geskryf. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Nou vir jou het 'n lig gekom. So daai Jerusalem is eintlik jy. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte op die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na die lig toe en die konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. So vir jou bring hy lig, vir jou bring hy hoop, vir jou bring hy lewe. Dis wie jy is. Kom ons staan net so en sing ons nog 'n lied. Heilige naam, Jesus naam verwaan, lig uit die Vaderse reich, kom uit liefde aan mense verleid, loof die hemelse $700 jaar voor Jesus se koms, het ons nou gelees, het Jesaja geskryf, en het gesê, daar gaan iemand kom, wat na mense sal kom, wat sonder hoop is, sonder lig, sonder lewe, sonder God, en daar's genade in sy oë, as hy na ons toe jaag. So kom ons lees wat gebeur nou, julle het nou die storie gehoor, die lig gaan kom, en toe kom die engele met groot blydskap, kondig hulle aan. Hier kom nou iets groots. Vers 11 sê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, hoor mooi, vir julle, vir ons praat nie net oor die skaapwagters, sê vir ons, is gebore die verlosser, Christus die Here. En dit sal vir julle teken wees, julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en in 'n krib lê. So ek wil hê as 'n ou dink oor hierdie prentjie, dan moet ons kyk na 'n wêreld, en dis hoekom Jesus gekom het, want hy kyk na 'n wêreld waar daar geen hoop is nie. Want hy net sê, daar's nie lig nie, daar's nie hoop nie, daar's nie uitkoms nie. En dan stuur hy Jesus, en julle ken die storie, dat Jesus kom, en daar's nie plek vir hom in die herberg nie. Al die gastehuise is vol, al die hotelle is vol, en dan gaan hy uiteindelik kom hy in 'n stal, en dan word hy daar gebore. Dis vir my al klaar die ontploffing van hoop, want hy word in armoede gebore, die laagste moontlike plek, hy kom nie na 'n
koning se paleis toe nie, en vanuit 'n paleis sê hy vir almal van ons wat sukkel, hoor die jong, ek bly nou lekker in my paleis, maar hoop vir julle, lig vir julle, lewe vir julle. Hy besluit, en dis wat God se besluit was, hy gaan hom die nederigste plek kom sit, en dis waar hy sal kan assosieer, waar ons met hom sal kan assosieer, want hy is iemand wat vir ons hoop bring, al is dit in so 'n verskriklike plek. En daarom, die engele se moenie bang wees nie, want daar is goeie nuus, is eintlik vir ons vandag, moenie bang wees nie, moenie bang wees vir 2026 nie, moenie bang wees vir jou siekte, of die goed wat met jou gebeur nie, finansies en emosionele goed, verhoudings nie, moenie bang wees nie, want as jy kan terugdink aan vandag, daar's hoop. Want ek wil amper sê, toe die engele gesê het, moenie bang wees nie, ek bring vir julle goeie nuus van groot blydskap, kon hulle net sowel gesê het, moenie bang wees nie, ek bring vir julle hoop. En dis wat ons nodig het, is hoop van God af. Daar is ons nou nog gesing, stille nag, heilige nag, en dit wat vir ons 'n lig bring, dat is vir ons 'n seun gebore, die een wat vir ons gaan vrede gee. En kom ons luister of sing saam met die volgende liedere, wat vir ons help ook in hierdie proses om te verstaan. Jy kan net so bly sit, en dan sing ons verder. Dankie. Gaan uit.
omdat ons oor hoop praat, het ons in die week wel 'n paar keer afgekondig, dat as jy dalk 'n storie van hoop wil kom deel, wat die Here vir jou hoop gegee het, en waar jy hoop ontvang, is jy baie welkom om hier te kom jou getuienis bring. So ek gaan nou eers na 2 getuienisse ons gaan dit vir julle speel, want dit kan nie een nie wees nie, en ek sal een aflees, maar as jy voel, maar ek wil ook net kom dankie sê, of ek wil net sê, die Here het my hoop gebring, in 'n kort getuienis, is baie welkom om nou te kom. So kom ons luister asseblief na hierdie storie van hoop. Wil hy nie aanbeweeg nie. Maar ek het iets gemis, sê Riekie. Jy gaan vorentoe? Jy gaan agtertoe nou? Nee, gaan heeltemal terug. Dian, help gou daar sy. Ons storie van hoop het op 8 September 2024 begin. Daardie stil, swaar, opgewonde aand toe ons by die lughawe gesit en gewag het om Australië toe te vlieg. Dit het gevoel asof ons weer van voor af begin. 'n Nuwe land, nuwe seisoen en nuwe onsekerhede. En ons was 2, amper 3. Jona, wat in Desember gebore sou word, was al klaar deel van die spanning en die drome. Ons emosies was oral, van vreugde en opwinding tot vrees en twyfel. En soos baie van julle dalk uit eie ervaring weet, kan 'n mens jou maklik verloor in al die wat-as vrae. Verandering is seker die enigste ding wat gewaarborg is, maar dit beteken nie dit voel makliker nie. Een van ons eerste bekommernisse was, waar gaan ons 'n geestelike tuiste kry? Waar begin 'n mens? Dit was vir ons 'n groot behoefte, om 'n plek te vind waar ons God se stem kan hoor, en deel van 'n gemeenskap kan word. Toe gebeur daar iets onverwags. Nadat ons net 2 weke in die land is, op 'n gewone Dinsdagoggend, hoor ons by iemand van Deo Gloria gemeente, en ons besluit sommer, Sondag gaan ons. Geen groot plan nie, net gehoorsaamheid aan daai sagte fluistering in ons harte. Daardie Sondag loop ons in by die deur, en is asof die Here self ons ontmoet. 'n warmte, 'n vrede, 'n tuisgevoel het ons amper oorval. Miskien was dit omdat ons soveel Afrikaans gehoor het, 'n stukkie huis ver van die huis af, maar dit was meer as net taal. Dit was asof God vir ons sê, ek is saam met julle hier ook. Die vakansie se tema was Jesus, ons goeie herder. Dit kon nie meer perfek wees nie. Psalm 23 het nog altyd 'n spesiale plek in my hart, en in daardie seisoen het dit vir my 'n nuwe betekenis gekry. Hy lei ons, hy dra ons, en hy maak plek vir ons. Vandag as ons terugkyk, kan ons net getuig van God se goedheid en van die ongelooflike geestelike familie wat ons hier gevind het. Sonder hierdie gemeenskap, sonder die liefde en die omgee en aanvaarding wat ons van elkeen ontvang het, sou ons hierdie groot veranderinge met baie minder hoop aangepak het. Ons Vader het oor ons uitgestort, barmhartigheid, vrede, mense wat omgee, hande wat help, harte wat luister. Ons is oorweldig deur sy goedheid. Dankbaar vir die hoop wat ons nou al beleef, selfs in 'n tydelike woonplek. Maar nog meer dankbaar vir die lewende hoop wat hy in ons harte gevestig het. 'n ewige erfenis wat hy self vir ons voorberei. Die grootste en mooiste geskenk aan almal. Hier is nog iemand wat 'n storie vir ons gestuur het. Dit sê, in die tyd van onsekerheid, omring deur die onbekende en tye, waar die trane van verlange onophoudelik gestort het die Here vir ons 'n tuiste gegee, 'n home far away from home, 'n plek waar ons skuiling kon kry, liefde en oorvloed kon ervaar, kon groei, en net weer 'n warm gevoel kry, dat God ons beslis nie verlaat het nie. Hy was besig met 'n groter plan vir ons. Die Gloria gemeente, julle is verseker nie net 'n gebou nie, mense wat dieselfde taal deel, of net mense wat dieselfde taal deel nie, of net kerkgangers nie, maar 'n helder lig in 'n donker wêreld. Dankie aan die Gloria gemeente dat julle ons met oop arms ontvang het, van die dag af, van dag 1 af, soos 'n familie geword het. Dankie dat julle vir ons 'n storie van hoop kon wees. Ons sien uit na die nuwe jaar van ons, wat die nuwe jaar vir ons gemeente inhou. Mag ons altyd streef om in eenheid die naam van Jesus Christus te verheerlik
en 'n baken van hoop vir ander te kan wees. Dis maar 2 getuienisse. Is daar enigiemand anders wat dalk wil kom en 'n getuienis kom lewer oor hoop, enigiets? Dat jy hoop begin kry het en die Here vir jou hoop gegee het? Of is julle 'n hopelose klomp? Enigiemand? Moet ek nou nominate? OK, maar as jy 'n storie van hoop het in die Kerstyd, kom praat met my en dan hier is my so wonderlike getuienis van 'n ongelooflike God wat met mense 'n pad loop en julle wat al baie lank hier is, dankie dat julle deel is van die hoop wat oorgedra word aan mense wat hier kom, wat partykeer nie weet dat hulle hoop nodig het tot hulle julle ontmoet. En ons bid daarvoor dat die Here vir jou sal hoop gee. Want dit moet skrikwekkend wees om sonder hoop of sonder God deur die lewe te gaan. Ek kan nie vir my oomblikie indink, hoe kan dit wees om in hierdie lewe te lewe en jy het net geen hoop nie, jy het nie vir God nie. Ek dink dit moet skrikwekkend wees, is dat jy op 'n plek sal kom in jou lewe, emosioneel, fisies, geestelik, dat jy totaal verlate voel van God. Dis die storie van Jesus, dat hy gekom het, nie net vir ons siel en ons geestelik te kom red nie, maar ook vir ons in 'n lewe in oorvloed te gee. Hy stel belang in ons lewe. Dis die storie van die Bybel. Hy stel belang in hoe dit met jou gaan. Hy stel belang in hoe dit fisies met jou gaan, hoe dit met jou gesondheid gaan. Daarom bid ons vir mense se briefies en daarom sit ons daarop. Ons bid vir die mense wat moet gaan vir operasies en mense wat behandeling. Ons doen dit want ons weet dat daar is hoop by God. So miskien moet ons so 'n hoopmeter bietjie hier rondstuur. En dan meet ons die level van jou hoop in hierdie lewe. Miskien het jy high hopes. Miskien is jy hier op 'n plek waar jy voel, ek is op 'n goeie plek. Die Here is vir my so goed. Prys hom vandag daarvoor. Maar miskien is jy vandag so laag, dat jy eintlik maar net voel, maar ek het dankie vir hierdie boodskap van hoop vir my. Want dis wat hy vir ons wil kom gee uit hierdie gedeeltes. En julle sal nou onthou, julle wat by die kamp was, het ek gesê, ons sê mos daar, waar daar lewe is daar hoop. Maar ek wil dit omdraai en ek wil dit vir julle gee wat nou op die skerm kom. Waar daar God is daar hoop. Al is dit leweloos in jou lewe. Al voel jy, dis nie moeite werd om te leef nie. Al voel jy, maar die lewe is so swaar, want lewe gee nie hoop nie. Jy kan nie sê waar daar lewe is hoop nie. Waar daar God is daar hoop. En as jy dit vir jou Kersfees sal onthou, en dit saam met jou huis toe vat, en hierdie Kersfees as jy ergens gaan stil sit, soos ek nou gesê het, by 'n plek van stilte, jy moet probeer om by 'n plek van stilte uit te kom, want hierdie lewe is net te gejaag, en dan gaan sit jy daar en sê, waar God is daar hoop. Hoop vir die toekoms, hoop vir jou kind se toekoms, hoop vir jou toekoms as jy 'n jong mens is, hoop vir jou as jy 'n ouer mens is, vir volgende jaar. Daar's hoop, want daar is 'n God. Jesaja skryf sy laaste gedeelte in Jesaja 9 vers 6 sê hy sê, sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring, en hy sal op die troon van Dawid sit, en oor sy koninkryk regeer, en hy sal die koninkryk vestig, en in stand hou, deur dit reg en regverdigheid van nou, en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Dis hoekom ek van God hou. Hy stel belang in my. Hy stel belang in alles wat ek doen. Hy sal vir my onverdeelde sorg gee. So as jy vandag hier sit en jou tank is leeg, maak dit weer vol. Want ons het nou gesê, in die donker het ons gewag, sonder hoop, sonder lig, met genade in sy oë het hy na ons gejaag. Nou ek weet ek het nou 'n lied geskiep julle, want Riekie gaan van ons terug na ere aan God. Om ou mense te hê is nie altyd maklik nie. Saam met 'n ou mens te leef, daar sê hy. Kom ons sit net so en kom staan so en dan kan ons hierdie wonderlike lied sing. Ere aan God in die hoogste hemel, want dis waar ons hoop is. Daarom bring ons hom eer, hom lof.
Julle kan so 'n oombliekie sit. En dis wat hierdie lied sê, en dis eintlik maar die storie van hierdie hele boodskap van Kersfees, is dat daar vrede op aarde is, in die mense, en wie God 'n welbehae het. 'n Welbehae beteken, ek sorg, ek kyk vir julle, ek jaag met my oë vol genade na jou, want ek hou van jou, en ek is lief vir jou. Dis die storie. Kom ons bid. Here, ons is hopeloos sonder U. En daar is vir ons geen uitkoms sonder U nie. Dankie vir Jesus. Dankie dat daar liefde in die oë was, genade in die oë was. En U vir ons kom jaag het met genade in die oë, sonder waar ons was, in die duisternis, sonder hoop, sonder God. Want ek kan my nie indink vir oomblik, hoe kan iemand nie eers in U glo nie, maar sonder U klaarkom nie. Ek kan nie dink, hoe moet dit wees nie. Dankie dat U vir ons hoop bring, en dat U vir ons vrede bring, en vir ons kom lewe gee. En Here, ons weet, dit het U prys gekos. U is nie net gebore in 'n armoedige ou klein stalletjie in 'n krib gelê, U gelê nie. U het ook hierdie stofpad geloop saam met hierdie mense. En 33 jaar na U geboorte is, weet U, Here, het hulle U stikkend geslaan. En dis vir my en vir ons. Want dis waar die duisternis verlig word. En ek bid vir elke persoon wat vanoggend hier sit en dit luister en hier by hierdie gebou bymekaar is, bid ons Vader dat daar 'n stroom sal wees na U toe van Here, ons wil in hierdie Kersfeestyd net weer by U kom stil sit en ons wil ons hand vir U gee en sê, gee ons hoop, gee ons lewe, gee ons vreugde, want ons wil nie in die duisternis leef nie. Vader, as iemand wat sit wat voel ek is down and out, ek het nie, daar's eintlik vir my niks oor nie, dan weet ons, sal op die regte plek, want U sal vir hulle hoop gee, en U sal vir hulle hoop bring. Want dis wat U is. Dis wie U is. U het dit kom doen deur Jesus. Vir ons is 'n seun gebore. Vir ons, vir my, is 'n seun gegee. Die wonderbare raadsman. Die magtige God. Die ewige Vader. Die prins van vrede. Die prins van hoop. Amen. Kom ons staan en dan sing ons verder.